Ek groet u vanoggend weer in die wonderlike naam van die Here. 'n Getuienis. In 1984 was ek 'n dienspligkapelaan in Voortrekker Hoogte. Ek was ook assistent pastoor in Voortrekker Hoogte gemeente. En op 'n sekere Sondag het iemand in die gemeente, 'n man, die kerkraad bymekaar geroep na die diens. En hy het sy Bybel, 'n Bybel daar gehad en R500 in sy ander hand. Nou moet jy onthou dat in 1984 was salarisse, gemiddelde salarisse van mense R500 of R400 of R600. So dit was geld wat baie werd was. En hy sê toe vir die tesourier van die gemeente, kies jy vandag God se woord om daarop te staan, of jy kan die R500 vir die gemeente kry. Die tesourier het natuurlik besef en hy het die Bybel geneem. En toe op die eerste bladsy het die oom, lankal oorlede met die naam van Teenslouw, 'n cheque van R1000 uitgemaak aan die gemeente daarin gehad. Onmiddellik toe ek nou die dag weer op die sosiale media 'n soortgelyke storie sien, het ek aan hierdie getuienis gedink. En onmiddellik ook aan Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en al sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Die boodskapvertaling sê, stel God se koninkryk eerste. Doen net daardie dinge wat vir hom belangrik is. Hy sal vir die res sorg. Hy sal elke dag vir julle genoeg kos en klere gee. En los môre se probleme vir die dag van môre. Probleme het elke dag immers oorgenoeg. Leef vandag voluit vir God. Ag, u weet, ek het op 'n sekere geleentheid iemand se huis besoek en daardie persoon, die gesprek het gegaan in die rigting van rugby. 'n Sport waarvoor baie Suid-Afrikaners baie lief is. En terwyl ons daaroor praat, vra ek vir die persoon of kyk hy daarna as die Springbokke speel en so meer. Hy sê nee, hy het sy DStv afgesit want hy trek finansiëel maar swaar. Maar ek was bewus daarvan dat hy elke maand sy volle 10de by die gemeente inbetaal. En onmiddellik het dit my getref dat God se woord sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan sal die ander dinge vir jou bygevoeg word. Ek wil ook vanmôre vir u vra, of u in 'n oomblik van selfondersoek, in hierdie tyd waar ons fokus op die krag van die Heilige Gees en die leiding van die Heilige Gees, dat hy vir ons sal oortuig wat is die regte dinge in ons lewe. Dat jy ook God se wil, sy heerskappy, sy geregtigheid, sy werk, sy gemeente in jou lewe bo jouself moet stel, bo materiële behoeftes soos kos, klere en geld. Die belofte in hierdie teksvers is dat as jy eerstens op God fokus, sal hy vir jou sorg in jou lewe. Daarom kan ons verseker weet dat as ons vertroue in God se voorsiening sal sit, nie in 'n land nie, nie in 'n verkiesing nie, op niemand anders, wat behalwe op die Here homself en sy Gees, die krag van sy Gees, dan kan ons met sekerheid die toekoms binnegaan. Soek eers sy koninkryk en alles sal vir jou bygevoeg word.